Right, so dis 'n probleem. As hulle aankom by jou, vat jou selfoon, neem elke botteltjie se batchnommer af, nie voorkant nie. Aan die voorkant vat jy na Dolweg se website toe, wat ook al, agter op die batchnommer. Neem al die batchnommers af as hulle verskil. Bitter belangrik om dit te doen. En dan, want ons gaan per batch, as die batchnommers verskil, gaan ons per batch, as dit 50 doses of 60 doses is, moet jy net soveel diere kan koppel aan daai batch. Alright, so hou rekord van jou enstof se bottelnommers en die batchnommers. Neem foto's van elke botteltjie, skandeer die QR-code, jy kan dit ook doen, skandeer die QR-codes, dat jy dit almal het, want jy gaan dit nodig kry later. En dan koppel jy die diere aan elke bottelnommer. Dan kan jy besef net dit dat die volgende ronde van bestellings gaan baie makliker wees. Jy hoef nie al hierdie goed deur te gaan nie. Intussen jou paar kommersiële diere wat bygekom het, laai jy by. Net oor 6 maande wil jy weer spuit. Laai jou paar kommersiële diere by. Die diere wat jy op lossingsskool gegee het, is in elk geval by. Nee? En dan gaan jy na bestel enstof toe. Die enstof is klaar daar. Jou veearts is klaar daar. Jou GLN is klaar daar. En hy gaan vir jou sê, hoeveel kan jy bestel? En jy kan net enstof bestel vir diere wat op die stelsel is. Wat doen ander ouens? Nee, bestel 1000. Hulle weet hoeveel diere is gespuit op baie plaas, maar hulle weet nie wat dit is. Maar hulle forceer die ou om 'n RFID op te sit, maar hulle weet nie wat dit diere nie. So ons stelsel wil weet wat dit diere. So ons soos ek gesê het, ons het een keer 'n kans om die ideale stelsel te bou. Okay. So volgende keer gaan jy net weer bestel, want ons klink vir my, jy spuit oor 6 maande en dan een keer 'n jaar verder. Nee, so dis nie, gaan nie nou verbygaan nie. So ons maak dit net vir jou in die toekoms net makliker. Hier is van julle wat deur my bestel het, wat julle enstof gekry het, van julle het 'n bietjie langer gevat. Ja, okay. Ek het hieroor gepraat. So jou enstof bestelling. Jy gaan daar so by Animal Health, staan daar vaccine order. Jy moet eers jou veearts kies natuurlik, daar is wat jy jou veearts kies. So ja, jy tik net daar in Boksburg, Boksburg Animal Hospital, as dit daar is. Jy klik hom, jy syf hom af voor, as jou veearts gesyf. Jou veearts is gesyf, so ek gesê, TC disease, vorentoe gaan ons nog jy, knopvel, alle ander goed gaan ons ook hier weer. Nee, dat is ons ordentlike traceability van al die siektes. Right, so goed, meld is nou daar, die enstof wat beskikbaar is, jou veearts is daar, jou plaas is GLN, en dan sê jy onder vir jou, hoeveel diere jy mag bestel. Ek mag nie bestel nie, want ek het klaar bestel. Nee. 2 maande voor my 6 maande, na my spuitdatum om is, 2 maande voor dit, dan gaan hy oop, dan kan ek weer bestel. So as ek nou my volgende keer bestel, gaan hy my getal gee en sê, maximum allowed to order, as hy sê daar is 100, dan vul ek daar 100 in en ek sê stuur, dan gaan my order weer. So maklik gaan dit wees in die toekoms. Dan kry jy daai gedeelte aan die regterkant, hy sê vir jou watter enstof is bestel, hoeveel doses, hoeveel botteltjies, en hy sê vir jou die status is, die order is geplaas. Nu is so 'n bietjie klein, maar jy kry 'n paar e-posse. Jou veearts, die oomblik as jy bestel het, kry jou veearts 'n e-pos om te sê, hierdie boer het enstof bestel, soveel dosisse, die veearts moet nou gaan en dit op RMS se platform bestel. Baie ouens mis daai stap. Nee, want nou is dit uit ons hande uit, nou is dit op die veearts. Hy moet op RMS se platform gaan en hy moet sy bestelling daar gaan plaas en ons stelsel en RMS se stelsel praat met mekaar en by RMS verifieer hulle dat die enstof wel deur die veearts bestel is van 'n boer wat 'n order ingesit het. Dan kry jy, as jy dit gedoen het, dan kry jy 'n e-pos wat sê, vaccine order awaited acknowledgement, nee? Dan moet die veearts hom acknowledge en hy moet bestel. Daar staan onderaan daai e-pos, sê vir die veearts wat hy moet doen met al die GLN-nommers, soos alles wat hy nodig het om op RMS se platform te bestel. Dan kry jy 'n e-pos wat sê, jou veearts het die order accept, so jy weet, hy is bestel. Dan as hy gaan dit na jou veearts toe,
as hy dan jou verjaars toe is, dan kry jy ene wat sê treatment verification required. So jy moet nou weet jy, ek moet nou my treatment sê, moet ek gaan aanteken op Aritrax en dit is dan sodat dit daar kan opkom. So alle herinnerings word vir ons. Ek gaan vinnig praat oor die tracks en kyk hoe lyk my tyd. Die tags daar voor julle lê, jy het gesê die ouens verplig julle nou om RFID tags op te sit. En hulle soek nou die kleintjies. My opinie is, hulle wil tags verkoop en hulle wil dit vir hulle self gemaklik maak. Maar ons weet in die toekoms gaan ons self speel. So hoekom moet ek nou RFID tag opsit? So dit is nie, het moet nie. Maar as jou staatsverjaar vir jou sê, ek gaan jou nie spyt as jy dit nie op het, nie sit dit maar op. Ek gaan nie die kans vat nie, as ek dan nie stof kry vat ek dan op die stadium. Alright, nou as jy RFID tags opgesit, wat nou? Wat doen ek verder met dit? Soos ek gesê het, ons werk aan die skade, ons werk aan die teller en daai goeders. Jou low frequency tag, sy range op die optel is nie so ver nie. Die high frequency tag, die wat hier voor julle lê, hulle tel so 'n bietjie verder op. Nee, jy sal sien agter op my tag is 'n ITT nommer. Dis die Industry Traceability Tag nommer. En dit is weer eens ons comply met die regulasies wat daar is. Die Industry Traceability Tag nommer wat agterop is, voorop druk ons vir jou wat jy wil hê. Ons het gaan soek in die wêreld om vir julle goedkoop kwaliteit tags te kry. As jy net goed soek en as kwaliteit ook, jy kan voel, is 'n bietjie dikker. As jy jou selfoon se liggie hierop skyn, dan sal jy sien aan die binnekant is daar 'n antenne en elektronika daar binne ingebou. Voorop print ons, agterop is dit geprint. Voorop print ons jou kuddekenmerk, jare volgnommer, lekker groot, jy op 'n afstand kan lees. En nou het jy 'n visuele tag en 'n RFID tag in een. Julle biere is gebrand, so verloor as jy tag, kyk jy op die brand, jy sê vir my, ek soek 3 tags met die 3 nommers, en ek print hulle vir jou daar, en ek stuur jou die nommers, ek vergeet vir die biere se nommers, vir jou terug. So dit is daar, pryse, ons het hard gewerk om die pryse reg te kry. Wat kos julle, wat betaal julle vir die buttons? 12 rand. Alright, maar kan jy hom lees? Jy het 'n scanner nodig om hom te lees. Jy kan nie ding lees nie. Jy het 'n scanner nodig. Wat is die goedkoopste scanners? Low frequency? 25? Hoeveel? 500 rand. Yes. Ek hoop jy werk volgende keer weer. Mooi. Okay, wat gaan? Dennis het vir julle 'n oplossing. Alright, so jy het 'n scanner nodig. Ons het ook 'n scanner nodig vir die high frequency. Ons het so gister scanners gekry wat high en low frequency is. So as jy 'n low frequency opgesit het en jy wil hom graag oorgaan na die high frequency toe, dan koop jy die scanner en dan kan jy met tyd oorgaan. Die idee sal wees volgende jaar begin jy met jou verse oor te sit, of jou koeie of die diere wat veiling toe kom, of wat ook al, so kan jy stelselmatig oorsit. 'n Skoon tag, BTW ingesluit, vra ons vir jou R17.25 en 'n geprinte tag soos daai ene wat daar is, BVD weer R26.50, ons print 'n QR code daar ook op wat jy tot in jou selfoon kan lees. Hulle is R20.17 BTW ingesluit. So vir R20 het jy dan nou 'n visuele tag en 'n RFID tag in een. Dan het ons die scanners, dit werk ons maar so. Die van die scanners kort afstand, na langer afstand toe, kort afstand goedkoper, langer afstand duurder. So ons het 'n ingebouwde, ons het een van die wingelscannertjies, hy is so 4.500, hy Bluetooth met jou foon of met jou tablet, met jou device. Dan die volgende ene, die C72, hy het 'n ingebouwde selfoontjie bo-op en het 'n antenne aan die voorkant. Hy lees tot en met 3 meter, so 'n bietjie verder. En dan het ons 'n tablet ook wat dit lees. En dan is 'n combo tussen 'n lekker rugged tablet en 'n scanner. En dan is daar vir die ouens wat die iPhones en goed is, daar's 'n iTablet ook vir julle beskikbaar.
So, dis my storie, ek het enige vrae.